Die gedig wat ek kies is Boxcutters deur Imelda Kamfer. Ek sal nou die gedig lees. Ek kan nie presies onthou wat alles daai dag gebeur het nie. Ek weet ek was alleen. Dit was oggend. 3 mans in werksklere, 'n grasmasjien, 'n bokscutter. Een het my van agter gegryp. Die ander het die bokscutter teen my keel gedruk. Die ander een het my bene onder my uitgeslaan. Toe ek op my rug val, toe sien ek die kar om die draai kom. 'n groen kar. Ek het geskree, nee, nee, help my, help my. Die mans het my gelos en begin hardloop. Ek het opgespring en na die groen kar gehardloop. Die kar het stadiger gery, tot ek naby genoeg was, dat hulle die bloed aan my nek kon sien. Toe jag hulle vinnig weg. Ek het stadig huis toe gestap. Toe ek die voordeur oopmaak, vertel ek my ouma wat gebeur het. Sy staar vas teen 'n dooie muur en sê ek moet winkel toe gaan om brood te gaan koop. Daar is baie beelding in hierdie gedig wat ons toelaat om 'n duidelike prentjie in ons gedagtes te hê van al die gebeure wat deur die gedig plaasvind. Aan die begin vertel sy vir ons dat sy alleen is en dat dit oggend is. Sy vertel ons van 3 mans in werksklere met hul gereedskap. Sy beskryf perfek hoe die aanval plaasgevind het. Ons kan dit baie goed indink. Daar word vir ons vertel van 'n groen motor wat om die draai kom, maar haar nie help nie en vinnig wegry. Daar is geen rymskema in hierdie gedig nie. Daarom is dit 'n vrye vers gedig. Daar is geen stylfigure in hierdie gedig nie, maar daar is woordsoorte. Daar is byvoeglike naamwoorde. In reël 5 beskryf sy die klere as werksklere. Kan jy die ander byvoeglike naamwoord in hierdie gedig identifiseer? Ek gee jou 'n leidraad. Dit is nader aan die einde. Daar is ook 'n bywoord in die gedig en dit beskryf dat die meisie stadig huis toe stap, wat ons ook baie kan vertel oor haar lyfstaal en hoe sy voel nadat sy aangeval is en niemand haar gehelp het nie. Dankie.